Okay, julle, ons gaan vandag aan met die profeet Maleagi. Is die laaste boek van die Ou Testament en dan sal ons begin met die Nuwe Testament. Ons begin by hoofstuk 1. Die liefde van die Hemelse Vader vir sy volk en ondank van die volk. God spraak die woord van die Hemelse Vader aan Israel deur die diens van Maleagi. Ek het julle lief gehad, sê die Hemelse Vader. Nogtans vra julle, waarin het u ons lief gehad? Is Esau nie die broer van Jakob nie? Spreek die Hemelse Vader, tog het ek Jakob lief gehad, maar Esau het ek gehaat en sy gebergte 'n wildernis gemaak en sy erfdeel aan die jakkalse van die woestyn prysgegee. As Edom sê, ons is wel verwoes, maar ons sal die puinhope weer herbou, dan sê die Hemelse Vader van die leerskare dit, laat hulle bou, ek breek dit tog af, en die mense sal hulle noem, grondgebied van die goddeloosheid, en die volk waarop die Hemelse Vader vertorend is tot in ewigheid. En julle oë sal aanskou en julle sal sê, groot is die Hemelse Vader oor die gebied van Israel. 'n Seun eer die Vader en 'n knegt sy heer. As ek dan 'n vader is, waar is my eer? En as ek 'n heer is, waar is die vrees vir my? Sê die Hemelse Vader van die leerskare, aan julle o priesters wat my naam verag, maar julle sê, waardeur het ons u naam verag? Julle bring spys en wat verontreinig is op my altaar en dan vra julle, waardeur het ons u verontreinig? Deurdat julle sê, die tafel van die Hemelse Vader is veragtelik. En as julle 'n blinde dier bring om te offer, is dit geen kwaad nie, en as julle 'n lam of siek dier bring, is dit geen kwaad nie. En bring dit tog voor jou goewerneur, sal hy welgevalle aan jou hê of jou goedgesind wees, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Smeek dan nou tog die aangesig van God, dat hy ons genadig kan wees. Sulke dinge is deur julle gedoen. Sal hy dan om julle ontwil goedgesind wees, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Ag, was daar maar iemand onder julle wat die deure wou sluit, sodat julle nie te vergeefs vuur op my altaar kan aansteek nie. Ek het in julle geen welgevalle nie, sê die Hemelse Vader van die leerskare. En in 'n offer uit julle hand het ek geen behaag nie, want van die opgang van die son tot sy ondergang toe is my naam groot onder die heidene, en in elke plek word tot eer van my naam reukwerk gebring, en 'n reinoffer, want my naam is groot onder die heidene, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Julle daarenteen ontheilig dit, as julle sê, die tafel van die Hemelse Vader is verontreinig, en wat sy opbrengs betref, sy spys is veragtelik. En julle sê, kyk, wat 'n moeite, en julle verag dit, sê die Hemelse Vader van die leerskare, en julle bring geroofde en lam en siek diere. So bring julle dan die offer. Kan ek dit met welgevalle uit julle hand aanneem, sê die Hemelse Vader? Vervloek is ook die bedrieër, wat terwyl daar onder die suidlynvlee 'n manlike dier is, 'n gelofte doen en tog iets wat vermink is, aan die Hemelse Vader offer, want ek is 'n groot koning, sê die Hemelse Vader van die leerskare, en my naam is gedig onder die heidene. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 2, straf oor die priesters aangekondig. En nou, priesters, tot julle kom hierdie gebod. As julle nie gehoor gee nie, en as julle dit nie ter harte neem om my naam te eer te bewys nie, sê die Hemelse Vader van die leerskare, dan sal ek die vloek onder julle stuur en julle seëninge 'n vloek verander. Ja, ek het dit alreeds vervloek, omdat julle niks ter harte neem nie. Kyk, ek sal julle nakomelingskap bedreig, en ek sal mis op julle gesigte strooi, die mis van julle feeste, en hulle sal julle na die mishoop dra. En julle sal gewaar word dat ek julle hierdie gebod gestuur het, dat dit my verbond kan wees met Levi, sê die Hemelse Vader van die leerskare. My verbond met hom was die lewe en die vrede,
en ek het die aan hom gegee tot vrees, en hy het my gevrees, en vir my naam gebewe. Betroubare regsleer was in sy mond, en onreg is op sy lippe nie gevind nie. In vrede en opregtheid het hy met my gewandel, en baie mense het hy van ongeregtigheid teruggebring. Want die lippe van 'n priester moet kennis bewaar, en uit sy mond word onderrig gesoek, want hy is 'n boodskapper van die Hemelse Vader van die leerskare. Maar julle het van die weg afgewyk, en julle het baie deur julle onderrig laat struikel. Julle het die verbond met Levi verbreek, sê die Hemelse Vader van die leerskare. So maak ek julle dan ook veragtelik en gering by die hele volk, omdat julle my weë nie hou nie en partydig handel by die regspraak. Het ons nie almal een Vader nie? Het een God nie ons nie geskape nie? Waarom handel ons dan trouweloos met mekaar, deur die verbond van ons vaders te ontheilig? Juda het trouweloos gehandel, en 'n gruwel is in Israel en in Jerusalem gepleeg, want Juda het die heiligdom van die Hemelse Vader, wat hy liefhet, ontheilig, en hy het die dogter van 'n uitlandse god getrou. Mag die Hemelse Vader van die man wat so iets doen uitroei, hom wat roep en hom wat antwoord gee uit die tente van Jakob, en hom wat 'n offer aan die Hemelse Vader van die leerskare bring. En boonop doen julle dit, julle bedek die altaar van die Hemelse Vader met trane, met geween en versigtiging, omdat hy hom nie meer wend na die offer nie, en dit van julle hand nie aanneem as welgevallig nie. En julle vra, waarom? Omdat die Hemelse Vader getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is, en die vrou van jou verbond. Het hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel hy gees oorgehad het, en waarom die een het hy 'n geslag van God gesoek? Neem julle dan in ag terwille van julle gees, en wees nie ontrou aan die vrou van julle jeug nie. Want ek haat egskeiding, sê die Hemelse Vader, die God van Israel, dat 'n mens sy kleed met geweldpleging bedek, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Neem julle dan in ag terwille van julle gees, en wees nie ontrou nie. Die dag van die Hemelse Vader, vanaf vers 17. Julle vermoei die Hemelse Vader met julle woorde, nogtans vra julle, waarmee vermoei ons hom? Deurdat julle sê, elkeen wat kwaad doen, is goed in die oë van die Hemelse Vader, en in hulle het hy 'n behaag, of waar is anders die God van die reg? Tot sover. Ons gaan aan met hoofstuk 3. Ek stuur my boodskapper wat die weg voor my uit sal baan. Dan sal skielik na sy tempel kom die Hemelse Vader na wie julle soek, naamlik die engel van die verbond, na wie julle 'n begeerte het. Kyk, hy kom, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wasser. En hy sal sit, 'n smelter en 'n reiniger van silwer, en hy sal die seuns van Levi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Hemelse Vader in geregtigheid 'n offer sal bring. Dan sal die offer van Juda en Jerusalem vir die Hemelse Vader aangenaam wees, soos in die ou dae en soos in die jare van die voortyd. En ek sal julle nader om strafgerig te hou, en ek sal 'n haastige getuie wees teen die towenaars, en teen die egbrekers, en teen die mynediges, en teen die wat die dagloner in sy loon, die weduwee en die wees verdruk, en teen wat die vreemdeling wegstoot, en my nie vrees nie, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Want ek, die Hemelse Vader, het nie verander nie, en julle kinders van Jakob is nie verteer nie.
Sedert die dae van julle vaders het julle van my insettinge afgewyk, en dit is nie onderhou nie. Keer terug na my, en ek wil na julle terugkeer, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Maar julle vra, waarin moet ons terugkeer? Mag 'n mens God beroof? Want julle beroof my, en julle sê, waarin het ons u beroof? In die tiendes en die offergawes? Met die vloek is julle belaai, en tog beroof julle my, julle en die hele nasie. Bring die hele tiende na die skathuis, sodat daar spys in my huis kan wees, en beproef my tog hierin, sê die Hemelse Vader van die leerskare, of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en op julle oorvloedige seëninge sal uitstort nie. En ek sal ook die sprinkaan vir julle afweer, sodat hy nie die opbrengs van julle grond nie sal verwoes nie. Ook die wynstok op die land sal vir julle nie onvrugbaar wees nie, sê die Hemelse Vader van die leerskare. En al die nasies sal julle gelukkig prys, omdat julle die land van welbehae sal wees, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Vermetel is julle teen my en sê die Hemelse Vader, maar julle vra, wat het ons onder mekaar teen u gespreek? Julle het gesê, dit is te vergeefs om God te dien. En wat baat dit om ons sy verordeninge te onderhou en in rouklere voor die aangesig van die Hemelse Vader van die leerskare te wandel? En nou prys ons die vermeteles gelukkig, nie alleen word die goddeloosheid bedrywe gebou nie, maar hulle versoek God en raak vry. Toe het die wat die Hemelse Vader vrees met mekaar gespreek, en die Hemelse Vader het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe vir die wat die Hemelse Vader vrees en sy naam eer. En hulle sal my tot 'n eiendom wees, sê die Hemelse Vader van die leerskare, op die dag wat ek skep, en ek sal met hulle medelyde hê, soos 'n man medelyde het met sy seun wat hom dien. En dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. Tot sover. Okay, ons gaan aan met hoofstuk 4. Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe 'n stoppel wees. En die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Hemelse Vader van die leerskare, sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie. Maar vir julle wat my naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees, en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal. En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal so stof wees onder julle voetsole, op die dag wat ek skep, sê die Hemelse Vader van die leerskare. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb, vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur julle 'n profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Hemelse Vader aanbreek, en hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, en die hart van die kinders tot hulle vaders, sodat ek nie hoef te kom en in die land met 'n bandvloek tref nie. Tot sover. Ken julle, dis die einde van die Ou Testament. Ons sal dan nou aangaan met die Nuwe Testament. Okay,